met ons toerusting vir hierdie week. Ons is hierdie week in Genesis 20 en 21 en ons sien 'n wonderlike hoogtepunt, uiteindelik die geboorte van Isak. Die geboorte van die kind wat die Here beloof, die geboorte van die kind waarvoor Isak en Abraham en Sarah nou al goeie 25 jaar lank wag. Nou hulle daar in Genesis 12 in Kanaan aangekom en toe was Abraham 75 op hierdie stadium hier in hoofstuk 20 en 21 is Abraham nou al 99 jaar oud. Die hoofstuk 21 word ons vertel dat hy 100 jaar oud was toe Isak gebore is. So hier is 'n groot hoogtepunt. Maar rondom hierdie hoogtepunt gebeur daar ook 'n klomp goeters. Eers lyk dit asof alles verlore is, Genesis 20. Daarna is daar stryd, Genesis 21 vers 8 tot 13. En deurgangs sien ons God se trou, sy liefde, sy soewereine, vrye genade. Dis nogals iets wat mense in hierdie hoofstukke moet raak sien. Hierdie hoogtepunt van Isak, vooraf lyk dit asof alles verlore is, daarna sal stryd, maar reg deur alles is daar hierdie wonder van God se trou, God se liefde, sy soewereine, vrye genade. En ek dink dit is wat ons kinders hierdie week ook elke keer moet wys as ons hier in Genesis 20 en 21 met hulle gaan lees. Kom ons gaan 'n bietjie dieper in op hierdie hoofstuk. Ons kyk net eers na die konteks. Wat gebeur hierso? Nou ons kry die konteks van Genesis 21, 20 en 21, dink ek in hoofstuk 20 vers 1 wat sê, en Abraham het daarvandaan weggetrek. Nou daarvandaan vat ons terug na Genesis 18 vers 1, daar hoor ons dat daarna het die Here aan Abraham verskyn by die terpentynbome van Mamre. Nou julle sal sien hier op die kaart wat ek vir ons ingesit het, Mamre lê hierso so op, hier is die Dooie See se strand nou, die westelike strand van die Dooie See. En jy sien Mamre lê hierso so half in die middel, dalk 'n bietjie net bokant die middel van die Dooie See, as mens in noord-suid sou meet nou. En dan so amper halfpad na die Middellandse See toe, tussen die Dooie See en die Middellandse See, lê Mamre, dit is waar Abraham se tentkamp was, kan ons maar sê, of sy daar waar hy gebly het, waar die Here die vorige keer aan hom verskyn het. Wat het nou weer daar gebeur? Wel, die Here verskyn aan Abraham en vertel vir Abraham, bevestig weer eens die belofte van die kind wat gebore gaan word, en dan maak die Here seker dat Sarah dit hoor. Sy gaan die kind hê oor 'n jaar. Dan toe gebeur daar nog 'n klomp goeters, nee, die Here het ook vir hom toe gewys van die oordeel wat kom oor Sodom en Gomorra, en ons kan 'n klomp goeters daar uit daardie openbaringsgeskiedenis vir ons kinders leer. Nou, ons is nog al die pad in daardie tyd. Ons het gesien dat in Genesis 17 het die Here beloof, daar kom die kind Isak en hy gaan uit Sarah gebore word, en die Here het gesê oor 'n jaar. En as ons in hoofstuk 18 is, dan is dit ook oor 'n jaar dat dit gaan gebeur, sê die Here. En dan as ons in hoofstuk 21 kom, dan word die kind uiteindelik gebore. So hoofstuk 20 pas ergens in daardie jaar voor dat Isak gebore word, pas hoofstuk 20 in. Nou dit begin met Abraham trek toe weg van Mamre, waar die Here die hoofstuk 18 openbarings aan hom gegee het, geweldige belangrike openbarings. En dan trek hy af suid, daar staan, en dit my Bybel weer blaai, en Abraham het daarvandaan weggetrek na die suidland, dit is af hier verby die Negev, trek Abraham af suid, hy trek na, hy gaan woon tussen Kades en Sur, dit lê nou lekker af hier na Egipteland se kant toe, en dan lyk dit op 'n stadium draai hy om, en dan bly hy uiteindelik in Gerar. Daar in Gerar is Abimelech, die koning. So, dit is Abraham, ons is amper hier so saam met Abraham weer op 'n swerftog, hier deur Kanaan. Hy beweeg eers af omtrent tot by die grens van Kanaan, en dan kom hy weer terug na Gerar toe. Nou hier van Gerar af gebeur daar 4 episodes. Genesis 20 kan ons sê, is die een episode, alles lyk so verlore. En tog is dit nie.
En dan kom ons in Genesis 21 vers 1 tot 7, die geboorte van Isak, die tweede episode. Genesis 21 vers 8 tot 13, slangsaad, vrousaad, kom ons noem dit so. En dan Genesis 21 vers 14 tot 21, Hagar en Ismael in die woestyn. Nou in elkeen van hierdie episodes is daar baie belangrike lesse. En kom ons gaan nou 'n bietjie op hierdie episodes in en die lesse wat daar is. Ons begin by Genesis 20, alles lyk verlore. Nou ek sal hier met my kinders deurlees en vir hulle 'n bietjie sê, vertel vir my terug, en dan sal ek hierdie ding opbring, of noem. Alles is hier, lyk so verlore, dit is so regtig, weer so 'n dieptepunt hoofstuk, en ons sien dit veral in versie 2. Abraham trek nou weg daar by die terpentynbome van Mamre, hy het 'n hele omswerwing in eers suid, en dan kom hy weer bietjie terug noord, en gebly in Gerar, en dan sê vers 2, Abraham het van Sara, sy vrou gesê, sy is my suster. Toe het Abimelech, die koning van Gerar, Sara, of toe laat Abimelech, die koning van Gerar, Sara haal. En daar beland Sara nou in die harem van Abimelech. Dit is 'n verskriklike ding. Hierdie selfde ding het Abraham ons gedoen, daarna Genesis 12, kan jy dit onthou? Hy trek af na Egipte land toe, want daar was 'n droogte in Kanaan, en hy meen die Here sal nie van kan sorg daar nie. Wel, ek weet nie presies hoe Abraham gedink het nie, maar hy soek uitkoms nie in die eerste plek by die Here nie, maar in sy eie planne, en daar voeter hy af Egipte toe, en net voor hy in Egipte gaan, en sê vir Sara, hy luister ons moet hierdie storie vertel, en dit is ook so, hierso in hoofstuk 20 kry mense 'n bietjie 'n verklaring daarvan, as ons mens kyk in versie 13, dan, moet ek nou net hierso kyk by versie, vers 12, waar Abraham in gesprek is met Abimelech na hierdie fiasco van Sara wat nou in sy harem opeindig, dan sê Abraham vir hom, en sy is ook werklik my suster, sy is my vader se dogter, maar nie my moeder se dogter nie, en sy het my vrou geword. So hy was met sy stiefsussie, halfsussie getroud gewees. Maar Abraham vertel natuurlik nie die hele waarheid nie, en hy vertel hierdie ding van Sara is my sussie, hoekom? Want hy's bang. Vers 11 sê dit. Daar's Abraham ook in gesprek met Abimelech, en dan sê hy vir hom, ek het gedink dat daar regtig geen vrees vir God in hierdie plek is nie, sodat hulle my oor my vrou sou doodmaak. So Abraham is bang. Dis wat hier gebeur. Abraham worstel met vrees vir mense. Hy het in hoofstuk 12 daarmee geworstel. Ons het nou deur 'n lang geskiedenis beweeg, en hier sien ons in hoofstuk 20 dat Abraham nog al die pad met hierdie ding worstel, goeie 25 jaar later. Abraham worstel met selfvertroue in plaas van vertroue op God. Kyk, as jy op jou selfvertroue en jy kom in 'n moeilike situasie, wat bly oor? Wel, niks. Want nou kom jy agter, my selfvertroue het my toe al die pad eintlik net mooi niks gehelp nie. Maar as jy 'n lewe begin leef van vertroue op God, en jy kom in krisissituasies, dan het jy altyd God. En God is sterker as enige een van jou krisissituasies. En God se beloftes dra jou daardeur. Ek sê nie, dit gaan altyd maklik gaan, verseker nie. Maar God het beloof dat hy ons nooit sal verlaat nie, en dat hy vir ons alles ten goeie laat meewerk, en dat ons uiteindelik erfgename van die ewige lewe is, en dat niks ons van sy liefde kan skei nie, en so kan ons dan beloftes opstapel, daai werklikhede opstapel, en maar Abraham werk hier waar hy gekonfronteer word met hierdie krisis, net glad nie daarmee nie. Kan jy sê, nee, maar leer hierdie vriend van God dan nooit nie. En ons het laas week gesien hoe Abraham werklik 'n vriend van God is. God deel hierdie hartsgeheime van hom met Abraham. En dan kan mens hier kom van, maar leer Abraham dan nie genade. Die Here noem hom sy vriend, en wat nou? Hoekom vertrou hy nie op die Here nie? Nou, ons moet hier raak sien, ons moet so vanaf vir Abraham oordeel, want ek en jy nie maar ook dieselfde. Disippels leer moeilik. Ons worstel baie maal lewenslang met sondes. Dis nie 'n goeie ding nie. Dis iets wat ons moet trots wees nie. Nee, ons moet groei in ons heiligmaking. Maar wat ons hier raak sien is,
hierdie ding wat ons hier by Abraham sien, moet ons maar nederig maak oor onsself en ons eie heiligmaking, want ons sien dit wat met Abraham gebeur so baie maar ook in onsself. Nou die sonde waarmee hy worstel hier, het ons gesê, is vrees vir mense en dit veroorsaak 'n reuse krisis. Spreuke 29 vers 25 sê, die vrees van die mens span 'n strik. En dis presies wat nou hier gebeur, want nou sit Sarah in Abimelech se harem, en wat nou van daardie kind, daardie beloofde kind? As sy in die harem van Abimelech is en Abraham is op sy eie, waar kan die kind vandaan kom? Sien nou maar sy dalk al klaar swanger, wat gaan gebeur met daardie kind binne in die harem van Abimelech? Sien nou maar sy word swanger deur Abimelech. Nee, sien julle die krisis wat hierdie optrede van Abraham veroorsaak, hierdie vrees vir mense, dit bring net 'n reuse krisis. En wat gebeur toe? Nou dis vers 1 gee ons konteks, vers 2 die krisis. Wat gebeur toe? Nou vers 3 tot 21, en as jy net daar deurlees, dan sien jy mens daar so baie detail, maar een ding staan uit. Die Here verlos vir Sarah uit die harem van Abimelech, sonder dat Abimelech haar eers aan haar raak. Die Here verlos haar daaruit. En ek dink dit is wat ons vir ons kinders moet wys. Kyk die krisis wat Abraham se vrees vir mense veroorsaak, en trek maar 'n bietjie daai krisis na jouself toe, vertel dalk vir jou kind van voorbeelde uit jou eie lewe, waarmee jy worstel met hierdie goeters, en dit maak dit lekker prakties, ons kinders kan dit verstaan, ons sien, dra, en wys dan na die Here toe. Kyk wat maak die Here. Die Here verlos vir Sarah hier uit. Wat leer ons oor die Here? En dit is die groot les wat ons vir ons kinders in hierdie episode van hoofstuk 20 moet wys uiteindelik. Ons moet met alles wat hier gebeur na die Here toe wys. En ons moet vir hulle wys die koms van die kind, verlossing en God se koninkryk wat daardie kind bring, hang nie af van Abraham en Abraham se vertroue en Abraham se getrouheid en Abraham se gehoorsaamheid nie. Nee, dis die Here alleen uit genade alleen. Dit is wat ons vir ons kinders hier moet wys, en ons moet vir ons kinders opgewonde maak oor die God. Ons God is nie afhanklik van ons nie. Hy bring verlossing uit genade alleen. Hy alleen. En dit is hoe dit met ons elkeen se verlossing gaan. Met ons elkeen se verlossing. En ons moet dit vir ons kinders sê. Ek en my vrou en julle wat hier om die tafel sit, ons verlossing is God se werk. Dit is die Here alleen. Dis Jesus alleen. Uit genade alleen. Nou, dit hang nie af van my geloof en my vertroue en my gehoorsaamheid, wat ook al my geloof en vertroue is, kardinaal belangrik. Dit is nooit die ding wat ons verlos nie. Dis God alleen, uit genade alleen. Nou dit is wat ons in hoofstuk 20 moet raak sien. Nou beweeg ons aan na hoofstuk 21 toe, in die eerste episode daar in hoofstuk 21 is versie 1 tot 7. Isak word toe werklik gebore uit Abraham en Sarah, 'n wonderwerk. Sarah is onvrugbaar, nog nooit kinders gehad nie. Sy kon nog nooit kinders gehad het nie. Sy het dit in hoofstuk 11 vers 27 geleer. Sy is nou 90 jaar oud. Dit is onmoontlik vir 'n vrou van 90 jaar om kinders te hê. By dit alles, Sarah is onvrugbaar en toe gebeur. Kyk wat sê vers 1 en 2 van hoofstuk 21. En die Here het Sarah besoek, soos hy beloof het. En die Here het aan Sarah gedoen soos hy gespreek het. Sarah het bevrug geword en vir Abraham in sy ouderdom 'n seun gebaar, op die bepaalde tyd deur die Here genoem. En dan in versie 3 tot 5 sien ons Abraham se gehoorsaamheid. Hy gee vir hierdie seun van hom die naam Isak, soos die Here vir hom gesê het, die kind se naam is in hoofstuk 17 af. Abraham besny hom soos wat die Here beveel het in hoofstuk 17 vers 9 tot 14 op 8 dae besny. In vers 6 en 7 lees ons van Sarah se verwondering en haar blydskap. Kyk, die Here se verlossing bring verwondering en blydskap. En dan mens sien dit daarby by Sarah. Dit is net so mooi nie. Daar so staan en Sarah het gesê, 'n gelag het God vir my berei. Elkeen wat dit hoor sal oor my lag. Verder sê sy, wie kon
ooit aan Abraham voorspel het, Sara soog kinders, want ek het 'n seun gebaar in sy ouderdom. Verlossing bring jou by verwondering en blydskap. En dit is wat nou gebeur. Hierdie kind word gebore. Nou, wat leer ons hier oor die Here? Wat moet ons as kinders wys? Ek dink heel eers, kyk God se trou. Kyk God se trou. Soos hy beloof het, soos hy gespreek het daar in vers 1. So doen hy. Soos hy beloof het, so doen hy. Soos hy gespreek het, so doen hy. Ons sien hier die Here se trou. Dan sien ons ook in vers 1 en 2 die Here se genade alleen. Hy bring lewe uit dood. Die verlossing wat hier kom, die kind wat gebore word, is die kind wat die Here in Genesis 3 vers 15 beloof het, wat Satan se kop sal vermorsel. Dis die kind wat die Here beloof het in Genesis 12 vers 3, wat sê, in jou Abraham sal die volke van hierdie wêreld geseën word. In jou Abraham sal die volke van hierdie wêreld weer ware lewe hê. In jou Abraham sal die volke van hierdie wêreld weer deel wees van die koninkryk van God. En hulle sal verlos word uit die koninkryk van Satan, ingebring word in die koninkryk van God, en dit sal gebeur in jou nageslag, in 'n kind wat uit jou gebore gaan word. En dan is daai verlossing wat die Here deur hierdie kind bewerk, 'n verlossing uit genade alleen, want Abraham kan hierdie kind nie voortbring nie. Sara kan hierdie kind nie voortbring nie. Nee, die Here gee vir ons hierdie kind. Dit wys vir ons hier na Jesus, nee. Daar is die maagd Maria, sy kan self 'n kind voortbring nie, nee, die Here bring ons verlossing vooruit, deurdat hy sy seun stuur en hy word mens in Maria, en hy word ons verlosser. Die een gebore uit die vrou. Dis die Here alleen, uit genade alleen. En dan 'n derde ding wat ons hier vir ons kinders kan wys, dis so doodgewoon. Alles wat hier gebeur is net so doodgewoon. Want kyk nou in verse 1 en 2. Die Here het Sara besoek, soos hy beloof het. Hy word belangrike goeders gesê, maar dit is so 'n matter of fact. In 2 verse is dit verby. Die Here het Sara besoek, soos hy beloof het. Die Here het aan Sara gedoen, soos hy gespreek het. Sy het bevrug geword, vir Abraham in sy ouderdom 'n kind gebaar op die bepaalde tyd, wat God gesê het, en boetsbaks, daar's dit verby. Die verlosser is gebore, Isak. Uit Isak kom Jesus. Nou hierdie is net so belangrik, ons moet dit sien. Terwyl hierdie Isak gebore word, vinnig word hy gebore, en dit word vir ons gesê, dit is wonderlik, maar dit is in 2 versies verby, sluit hoofstuk 21 af met van hoofstuk 2, versie 22 af, tot by vers 34, sluit dit af met internasionale politiek. Abraham en Abimelech se onderhandelinge oor grond, en weet nie wat nog alles nie. Dis nie, as jy nou daar in Kanaan geleef het, en in Abraham se huishouding was, en in Abimelech se stad Gerar gebly was, dit die ding. Hier die groot internasionale politiek, Abraham en Abimelech onderhandel, o ja, daar is ook 'n kind gebore, maar goed, en soos het toe Jesus ook gebore word. Keiser Augustus is aan bewind, die Romeinse Ryk brei uit. Keiser Augustus is die keiser van die Romeinse Ryk, en in Bethlehem word 'n kind gebore. Daar is nie plek vir hom nie, sy ma moet hom in die kraal geboorte aan hom skenk en hom in 'n dier se krib neerlê. En dit is so klein, en tog in daardie klein onopmerksaamhede is God besig om sy koninkryk te kom. Is God besig om alles in plek te kry vir die kind. Isak kom uiteindelik uit die nageslagte van Isak, Maria, in wie die Here vir ons sy seun mens laat word en vir ons die verlossing bewerk. En dan lyk dit baie keer so klein, hy sterf aan 'n kruis. Op die 3de dag sal opstaan uit die dood. En so kom die koninkryk, so kom die verlossing vir elkeen wat glo in Jesus Christus. Jy sal deel in daai koninkryk waarvan gepraat word, of waaroor gepraat word in hoofstuk 21 en 22 van Openbaring. Maar nou lyk dit so klein. Dit is hoe ons God werk.
hy werk soos die mosterdsaadjie gelykenis daar in Matteus 13 en die suurdeeg en die baie meel, baie maal onopmerklik, maar die Here is kragdadig in werk. Dis hoe dit daar by jou huisgodsdienstafel ook is. Net nog 'n huisgodsdienst. Jy sit daar aan die tafel, die lewe is woesmal aan die gang, jy is daar besig, net nog 'n huisgodsdienst. Dit lyk so gewoon, jy raak in slaap, jy wens baie keer dat ons al klaar was. Maar weet jy, in daardie klein onopmerklike gebeurtenis van net nog huisgodsdienst, het die Heilige Gees dalk jou woord gebruik om nog een van jou kinders weergebore te laat word. Moenie daardie klein dinge onderskat nie, soos die geboorte van Isak en Jesus nie. So, dis die episode wat gaan oor die geboorte van Isak, want ons beweeg 'n bietjie aan en net na die geboorte van Isak sal stryd. Ons dadelik stryd, en ons kry dit daar in versie 8 tot 13, en die stryd ontstaan met Ismael, en daar Ismael is nou omtrent so 13 jaar oud rond daarom, en dan sien ons dat Ismael met Isak spot, sê vers 9. Nou as ons skrif met skrif vergelyk, dan kom ons by Galasiërs 4 vers 29 uit, en dan sien ons, jy sien maar sommer net gewone spot nie, dit was vervolging. En wat ons hier moet raak sien, is dat Ismael wys met sy lewe van haat vir sy naaste, haat vir sy broer en vervolging van sy broer, dat hy nie werklik gelowig is nie, en nie regtig deel is van God se verbondsvolk. Hy is eintlik besig om homself af te sny van die verbondsgemeenskap, en dan gebeur dit uiteindelik ook in hierdie hoofstuk. Duidelik ons daarin in Genesis 17 het ons gesien dat die besnydenis 'n teken van die verbond is, maar ook 'n teken wat wys dat die Here doen wat nodig is om jou in die verbond in te kry. En onder andere beteken dit dat die Here 'n nuwe hart gee, maar hierdie Ismael het nie 'n nuwe hart nie, sy hart is nog totaal verdorwe, en daarom leef hy met haat teenoor God en haat teenoor naaste, en ons sien hoe hy dit uithaal op Ismael. En dan moet hy uiteindelik weg, ons sal nou daarby kom. Maar net nog iets wat ons hier moet raak sien. Ons sien ook hierdie groot stryd wat nog altyd aangaan. Die Here het dit ingestel by Genesis 3 vers 15, ek stel vyandskap tussen jou Satan en die vrou, tussen jou saad Satan en haar saad. En hier sien ons dit dadelik daar in die huis van Abraham, binne in die verbondshuis. Vrou saad, slang saad. Ismael, 'n kind van die duiwel, Isak, 'n kind van God. Is Isak van self beter as Ismael? Nee, dis God se genade. Ismael verwerp God se genade. En dan moet hy uiteindelik uit die verbondsgemeenskap uit weg. Dis wat ons hier moet raak sien. Ismael is nie waarlik gelowig in die verbond nie, en daarom moet hy uiteindelik weg. Ismael is slangsaad, en dan is dit nie maar bloot toevallig nie. Ons sien hier hoe loop God se groot agenda vir sy koninkryk, die moederbelofte. Vrou saad, slang saad. En daarom, al is die vervolging, al is die stryd, moet ons weet, God is in beheer, en die oorwinning is verseker op pad. Nou ja, hierdie hele gebeurtenis van Ismael wat hy nou vir Isak spot en vervolg, loop daaruit dat Sara toe vir Abraham sê, maar hierdie kind moet weg. Kan nie soms my kind erf nie, en eers is dit vir Abraham nie 'n goeie ding. Maar die Here praat toe met Abraham en sê vir hom, jou vrou is hierdie keer reg, stuur die kind weg. En dit te doen Abraham toe ook, hy stuur toe vir Hagar en vir Ismael weg. En dit gebeur daar in vers 14, en dan ontmoet ons vir arme Hagar en Ismael in die woestyn. Abraham het vir hulle water gegee en brood gegee, en liefs toe na God, en daar is hulle in die woestyn. En dit lyk asof Ismael die woestyn nie kan hanteer nie,
Hagar los hom onder 'n bos, sy wil nie sien hoe die kind van haar sterf nie, en sy stap 'n hele en daarvan aan haar weg en gaan sit en huil. Dan verskyn die Here aan haar, engel van die Here, net soos in hoofstuk 16. Engel van die Here het ons al daar gesien, ons eintlik Jesus, nee. Jesus wat nog nie mense word nie, die seun van God. Verskyn aan haar, en open haar oë, sy sien 'n put, en sy en Ismael kan drink, en daar is lewe vir hulle. Wat moet ons hier raak sien? Ek dink weer eens God se genade. As God genadig kan wees oor Ismael, hoeveel te meer nie ons, wat gelowig is nie, hoeveel te meer moet ons nie na die Here toe gaan met ons lewenskrisis en ons probleme en sê, ja, help ons. Ons God is 'n God van genade. En ek dink dit is wat ons vir ons kinders hierdie week moet uitlig as ons hier deur hoofstuk 20 en 21 lees. Verlossing uit die Here alleen, uit genade alleen. Nou ja, julle moet goeie week verder hê, baie sterkte hê.